Nou ja, ons gaan vinnige videoetjie doen oor sluiterspoed en hoekom jy sluiterspoed wil beheer op 'n kamera met 'n paar voorbeelde wat ek voorberei het hier. Nou, net om gou eers te sê, wat is die sluiter van die kamera en wat is die beeld wat ek gebruik om het 'n bietjie prakties te maak? En moet 'n mens nou jouself half amper inleef, jy staan voor 'n venster wat toe is met gordyne en is jou sluiter van jou kamera amper soos daai gordyne wat die lig nie toelaat om in te kom in die kamer in nie. En die kamer is natuurlik nou half die film, jou negatiewe of jou sensor van jou kamera wat die beeld moet vasvang. En dan kan jy nou met jou sluiterspoed bepaal hoe vinnig jy daai gordyne, nie so hoe vinnig die gordyne oopmaak nie, maar hoe lank die gordyne oop is. Nou logies sal ons weet, hoe langer jy jou gordyne gaan oophou, hoe meer lig gaan inkom, maar het hy 'n ander effek. En dit is hoe langer jy die gordyne gaan ooptrek, om dit nou so te stel. Hoe langer jou kamera se shutter oop is, hoe meer gaan jy toelaat dat iets wat beweeg, wat in jou kamera se view, of wat nou in die frame van jou foto is, in jou samestelling, hoe meer jou sluiterspoed is, hoe langer jy die gordyne laat oop bly, hoe meer gaan daai ding ons kans kry om te beweeg deur jou foto. En in hierdie spesifieke voorbeeld wat ek nou hier het ter inleiding, sien ons 'n kleinerige watervalletjie of 'n stroompie wat oor rotse loop met 'n klomp plantjies of watergrasse wat daar groei. Maar wat ons oplet is dat die water het baie vinnig, het lyk of dit baie vinnig hier afhardloop, wat wel die geval is, en dan sien ons hierdie fyn lyntjies wat lyk soos borreltjies wat afhardloop soos wat die water hier val in die poel. Nou, ons sien dan basies die water loop, maar kom ons kyk gou na ons sluiterspoed. Wat wys die exposure, en wat exposure time beteken is die tyd wat jy die gordyne oopgehad het sodat die lig die kamer kan expose aan lig. So jy expose jou sensor van jou kamera vir 'n sekere tyd. Nou dit beteken dan nou basies, as ons hierso na hierdie woord kyk, dat ek het hierdie beeld vir 2 sekondes verlig. So die kamera het sy oogie oopgemaak en hy het hierdie beeld gesien en vir 2 sekondes lank het hy dit oopgehou en kon die water vir 2 sekondes lank dan basies geloop het in die beeld om hierdie strepe te trek. Nou kom ons gaan gou na heeltemal die laaste voorbeeldjie wat ek hier het. En is dit 'n foto met slegs 'n exposure time van 'n 30ste van 'n sekonde. Nou wat sien ons hier? Ons sien nou ewe skielik, hier's borreltjies wat stil staan, wat nie beweeg het in daai, hulle het letterlik beweeg, maar hulle te stadig beweeg. So wat beteken is die sluiterspoed kon hulle beweging vries. Maar daar's ander elemente waar die water nog steeds te vinnig beweeg het, wat ons nie die beweging kon vries, om nou die woord te gebruik, in die foto nie. Hy het nog steeds beweeg, so vinnig beweeg, dat dit strepe trek of beweging gewys het binne daai 30ste van 'n sekonde. Nou ek gaan nou stelselmatig terugwerk en gaan ons nou sien hoe hierdie sluiterspoed verlaag en kyk wat gebeur in die beeld met die water wat vinnig beweeg en wat selfs met hierdie elemente wat stadiger beweeg. Kyk die skuim hier byvoorbeeld aan hierdie kant. Ek dink ons gaan nou nie sien as ek die inligting uit nie, maar dit lyk maar net so skuim wat op die water is. Ja, dit is nou weg terwyl ek hierdie inligting wys wat ek graag wil wys. Maar kyk wat gebeur. Nou gaan ons terug. Daar sit ons met 'n 50, kyk ons verdubbel die exposure time van 'n 30ste van 'n sekonde na 'n 15de van 'n sekonde. So ons hou die gordyne nou dubbel so lank oop. En wat sien ons? Ons sien onmiddellik die water trek meer strepe. Kom ons gaan na 'n 8ste van 'n sekonde toe. Kyk wat gebeur. Die water het nou al hoe meer kans gehad om te beweeg en strepe te trek. 'n kwart van 'n sekonde. 'n halwe sekonde. Op 1 sekonde sien ons nou al klaar hoe hierdie, alles wat beweeg, streepies trek hier oor
die foto. Maar wat bly natuurlik mooi skerp en staan stil? Die rotse en die gras, want hulle beweeg nie. So die sluiterspoed affekteer natuurlik jou verligting, maar dit het die tweede voordeel dat dit reguleer of dit beheer of laat toe dat bewegende elemente hulle beweging wys op jou foto. Ons gaan net ook kyk na ander voorbeelde. Maar hier is die langste ene van 2 sekondes weer en kry ons natuurlik nou hierdie effek wat ons noem 'n slow shutter effek, waar jou kamera die bewegende elemente toelaat. En hoeveel keer van ons het jy nou al hierdie watervalfoto's gesien waar hierdie lieflike, mistige beeld het wat so afval ergens en is dit baie mooi en aangenaam om sulke beelde te vorm. Maar wat gebruik jy om dit te beheer? Jy gebruik jou sluiterspoed van jou kamera. Wanneer jy 'n automatic neem, is dit nogals, as jou kamera heeltyd op die groen blokkie gestel is, dan het jy nie beheer hieroor nie. Dan besluit jou kamera self. Maar kom ons sê jy wil byvoorbeeld nou jou kamera dwing om teen 'n sekere sluiterspoed af te neem. Wat moet jy doen? En as jy 'n Canon persoon is wat 'n Canon kamera besit, dan moet jy hom sit op die TV plekkie op sy verstelling. Die TV staan vir time value en dit beheer dan basies. Dan beheer jy met die knoppie daar bo op die kamera wat jy so die wielietjie wat jy kan rol, beheer jy die sluiterspoed vinniger of stadiger. Wanneer jy hom vinnig het, dan gaan jy hier 10 en nader aan so 'n skoot kry in hierdie spesifieke verligting. En wanneer jy 'n stadiger sluiterspoed kry, gaan jy elemente toelaat om te beweeg in jou foto. Nou hierdie is nou logies 'n beeld waar die kamera stil gestaan het en waar daar 'n element was wat beweeg het, en is dit net ter inleiding om vir ons te wys hoe die sluiterspoed die beweging binne in jou samestelling of in jou foto beheer. Nou kom ons kyk gou na 'n paar ander voorbeelde. Want natuurlik beweeg alles nie teen dieselfde spoed nie. Ons het nou daar water gehad wat loop. Hier sit ons by 'n malle meele, by 'n skou. En sien ons die omgewing staan stil, maar die bewegende elemente het beweeg en dit wys die beweging deur geblur te wees. En as ons kyk na die inligting, sien ons dis 'n 50ste van 'n sekonde. Maar wat sou gebeur as ons baie avontuurlustig raak en ons maak dit 'n 13 sekonde verligting? Menende ons maak hy gordyne oop vir 13 sekondes en laat alles wat wil beweeg in daai 13 sekondes beweeg soos wat hulle wil. En kyk wat gebeur, die ongelooflike effek wat 'n mens kry van hierdie goed wat in die ronde tol. Dit gee vir jou die beeld dat hulle verskriklik vinnig beweeg. So dit is nou weer eens die slow shutter effek wat vir jou toelaat om bewegende elemente lewe te gee in jou foto. Kyk die swaaye wat almal so van hou om te ry. Kyk wat gebeur, maar kyk wat gebeur na die persoon wat redelik stil gestaan het. Daai persoon is daar. Die mense wat geloop het, wat vinniger beweeg het, hulle trek strepe. Kyk daai dame wat daar staan het baie stil gestaan en ons sien amper eers sy het beweeg nie. Maar so reguleer jou sluiterspoed die algehele beweging in jou foto. Kom ons kyk gou na nog voorbeelde. Hier is 'n brander wat oor 'n klip spat. Net vir interessantheid. Dis 'n 15de van 'n sekonde. Maar wat is belangrik om te onthou hier? Geen twee onderwerpe beweeg teen dieselfde spoed nie. Nou sal 'n mens dalk vra, nou wat is die geskikte sluiterspoed? En dit kan ek nie sê nie, want geen twee goed beweeg dieselfde spoed nie. Jy moet gaan speel. Sit jou kamera op time value, waar jy die sluiterspoed reguleer en die kamera besluit oor die ander verstellings en gaan begin speel met een onderwerp wat konstant beweeg, soos branders wat inkom. Ons gaan nou nog voorbeelde sien van dit. Water wat oor rotse loop en neem dit af teen verskillende sluitersverstellings. En dat jy kan sien hoe gebeur dit. Hierdie is 'n 60ste van 'n sekonde. En so begin 'n mens nou maar leer.
riglyn op hierdie stadium wat ek normaal het soos ek gespeel het met dit is vir water wat oor rotse loop, wil jy tussen 'n 50ste van 'n sekonde, daar is nou 'n klein bietjie vinniger want hier was baie lig, maar tot en met 2 sekondes, niks langer as 2 sekondes, want dan raak dit ook weer te wollerig. Kom ons kyk gou na 'n vinniger sluiterspoed. Wat gebeur hier? Is 'n man wat kleiduif skiet, maar hier het iets baie onverwags gebeur toe ek hierdie foto geneem het. Die sluiterspoed is 1250ste, so dit is 'n verskriklike vinnige sluiterspoed. Daai gordyne is letterlik 1/1000ste van 'n sekonde oop en toe. En kyk wat gebeur. Die kleiduif wat redelik vinnig beweeg, is mooi vries, of hy's stil gevries in die lug, maar kyk wat die kamera begin optel, omrede die sluiterspoed so vinnig is, tot die haalkorreltjies uit die geweer se loop uit. En dit is iets wat nou baie onverwags gebeur het, en dit was baie lekker om dit nou te sien na die tyd, dat 'n mens tot die haalkorreltjies al kon begin vries het in die lug, met 1250ste van 'n sekonde. So dit gaan ook nie altyd net oor om iets te laat beweeg in jou foto nie. Jy kan ook die sluiterspoed gebruik, deur 'n vinnige sluiterspoed te gebruik, om sekere elemente te laat stil staan in jou foto. En ons gaan nou nog voorbeelde sien van dit. Hier gebruik ons 'n kwart sekonde, en kyk wat gebeur selfs met elemente wat stadig beweeg, soos hierdie water hier, wat nou uit fokus uit is wel, maar kyk wat gebeur met 1,5 sekonde verligting, wat die gordyne vir 1,5 sekonde oop is. Ons sien onmiddellik weer daai water wat begin streepies trek daar, maar ons plantjie wat hier voor staan, het niks beweeg nie. Hy staan stil, en hy is daar, maar kyk wat gebeur in die agtergrond. En hoe dit die hele atmosfeer van die foto verander. Nie omrede jy aperture gestel het, en dit is gestel, dit is anders, maar of omdat jy ISO of wat ook al nie, die rede is eenvoudig omdat mens die sluiterspoed gebruik het, om die bewegende elemente iets te laat doen binne in jou foto. Terug by goeters laat vries, hier sien ons blæsonders wat hardloop oor die water, en is die sluiterspoed genoeg gewees om, kyk byvoorbeeld die kop van die hoender, of van die watervoël te kon vries, die vlerke is nie gevries nie, die water is nie gevries nie, die voete is so redelik gevries, maar wys dit, mens sien hulle hardloop, maar en dit lyk as wat vinnig is, maar kry mense regtig hierdie verskriklike sensasie, dat hulle baie vinnig gehardloop het nie. Maar kyk die volgende foto, hier die lig 'n bietjie verbeter, en hier sit ons met 'n sluiterspoed van 2,500ste van 'n sekonde. En kyk hoe mooi het dit die waterspatsels gevries in die lug. 'n Vinnige sluiterspoed, alles is mooi, tot die vlerke van die voël is mooi duidelik gevries, en die impak van die foto laat voel 'n mens regtig waar tyd het stil gaan staan. En jy sien hierdie perfekte balans tussen hierdie dier wat op sy maksimum is, van vinnig hardloop, die water wat gevries is, en dit is soos 'n oomblikie in tyd wat alles stil gestaan het. So ja, dit is 'n lekker voorbeeld om te sien hoe jy elemente kan laat stilstaan. Hier is heeltemal die teenoorgestelde, 'n stadige sluiterspoed in swak ligomstandighede kan 'n mens dan gebruik om tog beweging toe te laat as jy op 'n onderwerp fokus, om die atmosfeer te laat voel. Hierso sit ons by my dogtertjie, soos by 'n funksie, en 'n goeie vriend van ons het haar gegryp op die ingewing van die oomblik, en sommer 'n bietjie met haar gedans, gemaak of hy dans met haar, en kyk net daai uitgelate laggie of amper sê van vreugde in hierdie oomblik, maar die beweging maak die foto vir my, en ek hou baie van hierdie foto, ek sê nie is 'n goeie foto nie, ek hou net van hom. As 'n mens se sluiterspoed hier te hoog was, dan sou almal stil gestaan het, alles sou perfek gevries gewees het, en sou 'n mens nie die fokus gehad het op hierdie gesiggie wat so lekker skreeu lag van opgewondenheid nie. Nou ja, so net gou 'n paar laaste voorbeelde wys. Dit is net om voorbeelde gebruik van hoe kan jy jou sluiterspoed gebruik vir kreatiewe doeleindes. Hier sien ons die tipiese karre wat verbyry, hulle ligte wat strepe trek in 'n baie lang verligting.
Hierdie is 'n 25 sekonde verligting, so die gordyne is vir 25 sekondes lank oop gewees. En begin 'n mens self goeie sien soos wolke wat stadig beweeg, wat ook strepe begin trek. En nog 'n voorbeeld van dit, die water lê stil, die rotse lê stil, maar sien ons hierdie wolke wat redelik vinnig, lyk nou of die wolke baie vinnig beweeg het, maar eintlik is dit 'n baie stadige verligting. Hierdie is 2,5 minute wat die gordyne oop is. Ek jaag myself 'n bietjie aan, 83 sekondes is 'n minuut 23 sekondes. Ons sien die beweging van die wolke, ons sien die beweging van die wind op die water, om hierdie kreatiewe beeld te vorm. En dan hierso is iets wat mense nie elke dag sommer doen nie, maar is 'n 481 sekonde verligting. Dis 'n 8 minute verligting. Wat vir jou selfs dan op daai oomblik die sterre se beweging, eintlik nie die sterre nie, maar dit is die aarde se draaibeweging in die sterrestelsel, wat maak dat tot jou sterre begin strepe trek. Net soos wat die waterstrepe getrek het op die foto in die begin, maar dit is jou sluiterspoed wat dit reguleer. So ek wil julle aanmoedig, hier sien ons byvoorbeeld 'n motor wat opkom teen die pas en ons sien al die ligte. Dis 'n 6 minute verligting. Hierdie is 'n 30 sekonde verligting, ook wolkbeweging wat begin gesien word, maar natuurlik iets waaroor ek baie wat ek mal is oor om af te neem, en dis 'n windpomp wat draai, wat lyk soos 'n waaier op hierdie oomblik, weens, hy het nie eers vinnig beweeg nie, dit is absoluut nou maar net die lang sluiterspoed. So, gaan eksperimenteer, wat belangrik is, gaan vat jou kamera, sit hom op 'n driepoot, sit hom in sluiterwaarde, time value, en begin speel met verskillende sluiterspoedwaardes, shutter speeds, om die bewegende elemente in jou foto te kan begin manipuleer soos jy dit wil hê, en nie soos wat hulle wil nie. Dat jy jou kreatiewe krag kan gebruik en beheer aan jou kamera om regtig waar meer interessante foto's te neem. Daarmee maak ek klaar. Kontak ons gerus oor ons webblad indien julle sou wou. Indien daar vrae is, dit is riversdalfk.co.za. Baie dankie